ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 460. Ek is professor aan Streetlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, dink spesifiek aan die boek Is dit Armageddon, geskroei op die eindtyd, die eskatologie, waarvan meeste kerke niks, en ek praat van protestante kerke en charismatiese kerke, katholieke kerke, Jesus's kerke, niks weet nie. Hulle wil nie vir ons sê wie is die antichrist van Openbaring 17 vers 1 tot 6 nie. Openbaring 13 vers 1 tot 10. Kry die boek, Is dit Armageddon? Al 4 boek so rooi boek, so dik amper 500 bladsye, 460 bladsye wat ook al. Kontak by my WhatsApp nommer 0722367124 of gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat u na die reeks kyk of luister, dis uiters belangrik dat jy by deel 1 begin. Jy is verskriklik welkom. Nuwe mense is altyd welkom. Gaan na deel 1 toe, begin voor. Anders gaan jy nooit alles verstaan nie, want jy het reeds 'n magdom inligting gemis. Uiters noodsaaklik dat jy op YouTube kanaal inteken, sodat jy verskillende boodskappe ontvang. As ook natuurlik ook ons TikTok boodskappe van Maandag tot Vrydag. Stuur die kontak vir die vriende en kennisses. Die reeks gaan die lewe verander. Skryfblok en pen en ten minste 'n 33 Afrikaanse Bybel uiters noodsaaklik. Kom ons bid saam. Vader, ons wil vanmôre vir u loof en u eer en u prys vir dit wat ons in hierdie week ontvang het, deur die salwing van die Ruach HaKodesh en die genadebloed van Jaffa. Dankie vir die bonatuurlike woord waardeur u tot ons elkeen kan spreek elke oggend, waar u ons voed met die waters van die lewe en die brood van die lewe. Dankie dat u woord op ons lewenspad die lig is, nie net 'n lig nie, die lig is. Dankie dat ons nie in duisternis dwaal nie, maar ons wandel in die bonatuurlike lig. Ek wil vanmôre ook bid vir elke Jaffis, boetie en sussie, wie siek is, wie krank is, Vader. Ek wil bid, versterk hulle deur die Ruach HaKodesh. Julle krag dra hulle deur. Wees hulle naby elke een, Vader, ook hulle wat in stryd is, wat nie weet waar môre se brood vandaan kom nie, en hulle wat in krisis is, Vader. U is die antwoord. Dankie vir die genadebloed van Jaffa. U woord sê dat as julle as aardse vaders weet, om nie vir julle kinders 'n skorpioen, 'n slang of 'n klip te gee as hy brood vra nie, hoeveel te meer nie julle hemelse Vader nie. Ons dankie vanmôre, Vader, ons ken u nie net by die titel nie, maar ons ken u by die naam van Jaffa, ons Elohim. Ek bid vanmôre, seën die woord in die naam bo elke ander naam. Die naam Jaffa en elke Jaffa sê halleluja. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanmôre se woord vir u 'n wonderlike geleentheid gaan wees, waar ons weer eens in die Ruach 'n ontmoeting met Vader Jaffa en Jaffa sal hê. Vertrou dat hierdie studie vir u 'n groot blessing gaan wees. Die boek Spreuke, hoofstuk 24, en ons gaan klaarmaak met Efese 20, hierdie gedeelte. Ons kyk vanmôre na Efese 20, Efese 2 vers 20, Efese 2 vers 20.
Jammer. Ek sit en kyk vir een ding, maar daar is soveel goed dat deur my gedagtes hardloop alreeds. Nou hy het vir ons gister gesê dat die woord gesê want deur hom het ons albei een en het ons toegang deur een gees van die Vader, so is julle dan nie meer vreemdeling en bywoners, maar medeburgers van die heiliges, huisgenote van Jahwe Almagtig, ons Vader. En vanmôre sê hy nou vir ons in vers 20, gebou op die fundament van die apostels en profete, kyk my vingers, se prediking. Ons vandag preek die woord soos wat die apostels van Jahwe dit gepreek het. Hulle sê hy sê natuurlik die profete ook in die kennis wat die profete gehad het. So wat doen ons? Gebou op die fundament van die apostels beteken nie daar lê apostel Petrus en Johannes en Lukas en nou gestaan ons bo op hom en nou word ons gebou nie. Nee. Ons funksioneer in die bonatuurlike geopenbaarde woord wat hulle vir ons nagelaat het. Waarin hulle ons kom voed het, waarin hulle ons kom onderrig het en ons dan opgebou het uit die fondasie uit, want die woord sê julle liggaam is die tempel van die Ruach. So waar is ons fondasies? Op dit wat die apostels en die profete ons geleer het aangaande Jahwe, Jahwe ons Vader en die Ruach HaKodesh. Bou op die fundament van die apostels en die profete se prediking. Luister nou, terwyl Jahwe self die hoeksteen is. Hy's in mekaar geweef so. Kan jy dit sien? Hy sê julle liggame is die tempel van die Ruach. Jahwe sê hy is die hoof van die liggaam, maar apostel Paulus sê hy is ook die hoeksteen. Daar waar die mure by mekaar kom. Daar's 'n waarborg dat in 2000 jaar se tyd sal daai muur nie daar kraak nie. Daar waar hy by mekaar ingevoeg is soos 'n legkaart. Een in die ander, een in die ander. Hy sê Jahwe self is die hoeksteen. Hy sê nie Petrus, Paulus of Lukas of een van die apostels is die hoeksteen nie. Hy sê Jahwe is die hoeksteen. Ons is gebou op die apostels se prediking. Ons is gebou op dit wat ons geleer was deur die apostels. Ons as bruid van Jahwe in 2026, ons funksioneer geweldig op die prediking van apostel Paulus. Hoekom? Want hy was geroep vir die heidene. Maar hy is nie ons Messias nie. Hy is nie ons eindbestemming nie. Hy was die apostel wat na die heidene gestuur is. Ja, daar's baie ouens, Japie van Sail en al hierdie ander ouens, hulle wil niks weet van apostel Paulus se prediking nie. Hoekom? Want hy praat van 'n hemel waarheen ons gaan. Hy praat nie van 4 gate, naamlik doodryksgate nie. En dan is die 4de een 'n tipe van 'n plek met water en luister na my reeks oor Japie van Sail en die leuns van die boek Henog. Gebou op die fundament van die apostels en profete se prediking, terwyl Jahwe self, hy die hoeksteen is. Nou sê hy so in vers 21, in wie die hele gebou goed saamgevoeg is. Hy sê nie ons gaan nog saamgevoeg word nie, ons is saamgevoeg. Weet jy dat voor die grondlegging van die aarde het Jahwe reeds 'n bonatuurlike plan met ons elkeen gehad. Want ons name was geskrywe in die boek van die ewige lewe voor die grondlegging van die aarde. Nou ek het in die week het ek verduidelik hoe dit herstel is deur die genadebloed van Jahwe. In wie die hele gebou goed saamgevoeg is. Verrys tot 'n heilige tempel.
Dit is nie een van die groot tempels in die dorpe nie. Dis 'n gebou wat ons self in 2026 is. Ek en u is die tempel vir die Ruach HaKodesh. Die tempel van 'n heiden af, van 'n sondaar, van 'n verlore ou af. Van niks af nie. Kom Jaffa deur die genadebloed van Jafashua en hy kom rig ons op tot so 'n mate dat hy in ons kom woning maak. Deur die Ruach HaKodesh in ons sielsdimensies. Goed saamgevoeg is. En wie die hele gebou? Want Jafashua wil sê, hy is die hoof. Ons is die liggaam. Nou sê die woord, deur Jaffa is ons goed saamgevoeg is, verrys tot 'n heilige tempel, gebou wat ons self in 2026 is. In Jaffa ons Elohim. So waar dit gebeur? Wat het gebeur? Ons is van verskillende omgewings en plekke af ingetrek. Ons is deurdronge deur dieselfde Ruach HaKodesh. Ons word gevoed met dieselfde brood van die ewige lewe. Ons lewe deur die leringe van dit wat die apostels en die profete vir ons gelos het. Ons hardloop nie agter die internet aan nie. Ons voete is geanker in die rots van die eeue, Jafashua. Die volëinder van ons geloof. Hy wie die spykermerke in sy hande en in sy sy het. Hy wat 'n doringkroon gedra het. Die Bybel sê ons is duur gekoop. Deur sy verlossingsbloed. Hy het nie net sy bloed gegee nie, hy het sy hele lewe afgelê. Hy sê in vers 22, in wie julle, as Jafiste vandag, in 2026, ook saam opgebou word. Kyk na die verwysing word. Kom ek lees hom weer. In wie julle, as Jafiste vandag in 2026, nou lees die Bybel verder, ook saam opgebou word. Ek sê kyk na die verwysing word. Hoekom? Omdat dit 'n lewensproses is. En dis hoekom die woord sê wees heilig want ek is heilig. Dis 'n lewensproses van vernuwing. Dis 'n lewensproses van aflê elke dag. Dis 'n lewensproses van ek verklaar my afhanklikheid elke dag van die lewende water en die lewende brood. En sonder dit kan ons dit nie maak nie. Ook saam opgebou word. Wat beteken dit nooit ophou totdat ek en u die dag sterf nie. Of Jafashua kom, 1 Korinte 15, 27, 58, waar ons verander word uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam. Maar anderster moet ons aan hierdie gebou werk. Elke dag moet ons aflê in heiligmaking. Elke dag moet ons toelaat dat die Ruach HaKodesh ons skool in die woord. Want hy sê, hy leer en lei ons. Wie? Die Ruach HaKodesh. Hy leer en lei ons in alle reg en waarheid. En oortuig aangaande sonde en ongeregtigheid. Waar? Hierso. Wat beteken dat dit nooit ophou? Wat is dit? Om in heiligmaking opgebou te word nie. Wat dan sal veroorsaak? Dat ons elke dag nader en nader en nader aan Jaffa en Jafashua sal beweeg. Hy sê, in wie julle
ook saam opgebou word tot 'n woning van Jahwe Almagtig. In die Ruach HaKodesh. En wie julle, as Javiste vandag in 2026 ook saam opgebou word tot 'n woning van Jahwe Almagtig. Die skepper van hemel en aarde, wat kan kies waar hy wil bly. Kan jy dit dink? Hy wat net 'n woord spreek en die aarde vergaan met oorstroming. Hy wil woning maak in u en in my. Hy sê dat ons opgebou word. Ons moet elke dag werk aan hierdie geestelike gebou tot 'n woning van Jahwe Almagtig in die Ruach HaKodesh. En dit gebeur alles hierso. Niks in my hart nie. Kom ons neig ons daartoe van vanmôre af om sê, Vader, maak van my meer 'n opregte Javis, om u goedheid, u guns, u grootheid en u trou te aanskou en dit ook met ander te deel. Hier is die hele naweek wat voor ons lê, deur die genade van Jahwe. Kom ons saai die woord van lewe, sodat ander mense ook die vrede, die blydskap kan ervaar wat ek en u het. Tot maandag as Vader wil, Maranatha. Jahwe kom weer. Halleluja.